Goeiemôre gemeenskap van gelowiges, dit is vandag maandag die 9de Maart 2026 en eerskomende Sondag het ons jaarlikse Paas sangdiens in die gemeente en hierdie hele week se wandel in die woord gaan ons dan eintlik lei op pad na Sondag toe. Volgens die skrifgedeelte Lukas 9 vers 51. Dis eintlik 'n baie merkwaardige sin in Lukas se evangelie. En daar staan, toe die tyd nader kom dat Jesus opgeneem sou word, het hy vasbeslote na Jerusalem toe vertrek. Jesus het presies geweet waarheen hierdie pad lei. Jerusalem was nie net nog 'n plek op sy reis nie, dit was die plek waar alles bymekaar sou kom. Daar sou die verwerping kom, die verhoor, die spot, die lyding, en uiteindelik die kruis. En wat hierdie vers so diep maak, is dat Jesus nie daarheen gesleep is nie, hy het self gekies om daardie pad te stap. Hy draai nie om nie, hy soek nie 'n ander roete nie, hy loop doelbewus vorentoe, want hy weet, sy bestemming was die kruis. En vir ons klink dit amper ondenkbaar. As ons vooraf weet waar pyn wag, probeer ons maar gewoonlik daarvan wegkom, maar Jesus stap reguit na dit toe. Waarom? Want hy kyk verder as die pyn. Hy kyk verder as die spykers en die dorings. Hy sien die mense wat gered gaan word. Hy sien die lewens wat herstel gaan word. Hy sien hoe God se genade mense se harte gaan verander, en daarom hou hy aan stap. Die kruis was nie 'n ongeluk van die geskiedenis nie. Dit was die hart van God se reddingsplan. En elke tree na Jerusalem was 'n tree nader aan ons verlossing. En daarom moet jy daaroor dink vanoggend. Wanneer ons na die kruis kyk, sien ons hoe vasbeslote God is om ons te red. Hoe vasbeslote Jesus is om ons sonde op hom te neem en vir ons te sterf. Hoe hy in hierdie tyd homself gereed maak met al sy afskeidsgesprekke om eintlik te sterf. En in hierdie gereed maak praat hy met sy disippels, praat hy met ons. En wil hy ons ook iets laat verstaan van dat hy dit nie maar net gedoen het nie. Dit was regtig nie per ongeluk nie. Hy doen dit vir jou en vir my. En daar is nie voorwaardes gestel van hoe belangrik jy moes wees, of dat jy jou sonde op 'n spesifieke manier moet kom bely of boete doen nie. Nee, hy doen dit uit liefde. Mag jy vandag daaraan dink. Here Jesus, dalk as ons aan u pad na die kruis toe dink, besef ons nie dat u dit alles geweet het nie. Maar u het dit gedoen. En hierdie pad wat u geloop het op pad na Jerusalem toe, moes swaar gewees het. En tog het u dit vasbeslote geloop. Dankie daarvoor. Amen.